In 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê Paulus die volgende. Hy sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Vanoggend wil ek vir jou so 'n paar praktiese riglyne gee, hoe jy die sonskyn van God se liefde en genade kan laat deurbreek in jou lewe. Die eerste ding is, maak die blindings van jou hart wyd oop. Daarmee bedoel ek dood eenvoudig, dit is wanneer ek en jy net begin om letterlik na die lewe te kyk vanuit 'n positiewe ingesteldheid, dat ons begin om sommer dinge anders te sien. Dit wil sê, haal af die donker bril van stres, bekommernis en alles, en kyk deur God se bril van genade en liefde na die lewe rondom jou. Tweede ding, sit 'n glimlag op die hart, let wel, op die hart, maar ook op die gesig. Dit is wetenskaplik bewys dat as jy vir 'n minuut lank glimlag sonder enige spesifieke rede, dan word dieselfde chemiese stowwe in jou liggaam afgeskei as wanneer jy werklik lag. En jy sal ervaar na so 'n minuut se glimlag dat daar sommer so 'n lekkerte in die hart begin posvat. Die volgende een is veral vir die chocoholics. Hulle sê, eet sommer net 'n stukkie, let wel, stukkie dark chocolate, want dit laat ook die liggaam reageer met 'n handeklap. Donker chocolate bevat polyphenols, wat dan ook help dat daar sommer so 'n wye glimlag op die hart gesprei word. Dan baie belangrik, maak 'n punt daarvan dat die oomblik as jy voel jy is besig om daardie blydskap te verloor, haal sommer net lekker diep asem. So diep soos wat jy kan, trek dit in, hou dit vir so 'n paar sekondes in, en dan blaas jy al daardie stresse uit. Dis ook 'n bewese feit, dat wanneer ek en jy diep asemhaal, daar meer suurstof oor die brein gaan, en dat ons sommer net gelukkiger voel. Indien jy ontslaaf wil raak van 'n klomp dinge wat in die kop en in jou lyf rond lê, wat moeilik is om saam te dra, maak tyd om op 'n konstruktiewe manier van destruktiewe emosies, slegte emosies, negatiewe dinge in die kop ontslae te raak. Die antwoord is, doen oefeninge, gaan gym toe, gaan stap sommer 'n end, en verwonder jou weer aan die manier waarop God alles so wonderlik gemaak het. Nog 'n teenvoeter vir die ou diewe wat ons blyskap so streel, is staan gereeld op wanneer jy baie sit en werk, en strek en rek sommer net weer 'n bietjie. Persoonlik glo ek daar is min dinge wat soveel blydskap gee, as om 'n verskil te maak in die lewens van ander mense. Groet vandag sommer iemand wat jy nie normaalweg groet nie, op 'n wonderlike wye glimlag manier. Doen en maak 'n verskil in ander mense se lewens. Dit is wanneer ek en jy snap dat blydskap iets is, wat net kan wees as dit gegee word en gedoen word, want dan ervaar ek en jy die wonder daarvan, om te kan voel en te kan weet, ons maak 'n verskil op die plek waar God ons geplant het.